Welkom by die Get Up and Go Show, moontlik gemaak deur Averbaks Bloemfontein hier in Van Ferreiralaan in Langenhovenpark. Toe net na 8 en hier by my het ek 'n merkwaardige jong man wat by ons kom kuier het. Die man se naam Jaco Duisel, die hoogpresterende matriek vir 2025 in Bloemfontein. Jaco, baie welkom by Milie FM. Baie dankie, dis baie lekker om hier te wees. Vertel ons 'n bietjie meer. Jy was JF gewees, Saam Toes, my ou skool self, my ou alma mater. Hoeveel vakke het jy gehad in matriek? Ek het 8 vakke gehad in matriek en dan ook 'n ekstra IEB vak wat ek nie by die skool gehad het nie. Wat is IEB? IEB is by ons skool, by die publieke skole eintlik doen die CAPS kurrikulum en dan in meer privaat skole doen die IEB kurrikulum, maar albei is eintlik deel van die NSC sertifikaat. Dis 'n bietjie meer erkenning, bietjie hoër graad as ou dit so kan noem. Vertel vir my, hoeveel onderskeidings het jy mee uitgestap? Ek het in al my 9 vakke 9 onderskeidings behaal. Dit was baie lekker en ek sien uit om hierdie jaar eintlik weer dieselfde te doen in Varsity. En jy het ook vir my vertel, jy gaan nie in Bloemfontein studeer nie, jy gaan bietjie see toe. Yes, ek's op pad Kaapstad toe by UCT, die Universiteit van Kaapstad. Ek's ongelooflik opgewonde. Ek dink die seelig het net iets anders in hom. Ek dink is bietjie meer motivering. 'n Change of scenery is ook altyd helpful vir motivering en ek dink om nuwe mense te ontmoet. Bloemfontein is maar baie klein as 'n mens kyk na die grootte van Kaapstad en Pretoria, so dis lekker om bietjie aan nuwe dinge blootgestel te word. Wat gaan jy studeer daar in die Kaap? Ek gaan 'n BCom in aktuariële wetenskap studeer, spesifiek wiskunde en statistiek. Ek's ongelooflik opgewonde daarvoor. Ek dink verdere studies wiskunde in die IB het my 'n bietjie voorsmaakie gegee van wat wiskunde alles inhou wat dalk nie op skoolvlak aan enige leerder blootgestel word nie. So ek is ongelooflik opgewonde om dit te swat. Hoor jy Jaco, vir die matrieks wat nou besig is om af te skop met hulle finale jaar, wat sal jy sê, wat is die geheim? Wat se tips kan jy vir hulle deurgee? Ek sal sê die grootste geheim is kalmte. Ek dink ongelooflik baie matrieks het al die intelligensie en al die tools wat hulle nodig het om te presteer. Ek kyk byvoorbeeld na my klas. Daar's ongelooflik baie slim en intelligente kinders. Dit is die kalmte tydens die eksamen wat hulle onderkry. Is al die wat-asse wat jou in daai oomblik van daai 2 ure eksamen wat jy oorweldig en dan onderpresteer jy omdat jy stres. So ek sal sê die nommer 1 tip is om kalm te bly en dit te geniet. Die oomblik wanneer jy begin dink aan die wat-asse en wat as ek nie goed doen nie, wat as ek goed doen, dan dink jy nie aan die werk nie. Dan is jy besig om nonsens aan te jaag. So bly kalm en fokus in die eksamen. Jy het ook gesê jy was so 'n bietjie deel gewees van die kultuur, natuurlik 'n akademie wat 'n groot deel van jou tyd opgevreet het, wat 'n ou verstaan. Mense kan dit sien aan jou resultate, maar vertel ons 'n bietjie meer van Jaco buite die akademie. Wat anders hou jou besig? Wat ek die meeste van JF gehou het is die feit dat hulle 'n plek het vir almal. So as jy nie 'n sportmens is nie, is daar plek in akademie. As jy nie 'n akademiemens is nie, is daar 'n plek vir jou in die kultuur. As jy nie van een van daai goed hou nie, is daar ook net lekker vibes by JF. So ek was baie betrokke ook by die kultuur. Ek het dit ongelooflik geniet om voor mense te praat, spesifiek te debatteer en te argumenteer, lekker feite gebaseerd. So ek het daai kultuur baie geniet. Ek het ook geniet om te skryf. Die Oester is ons skoolkoerant, so ek het geniet om my stem bietjie daar duidelik te maak en ek het ook net geniet om met my onderwysers te chat, om bietjie hulle te leer ken as mense en te besef my onderwysers is net mense. En ek het ook my vriende baie geniet en ek dink JF is 'n baie lekker sosiale plek. Ongeag of jy akademies presteer, sport presteer, jy is welkom daar en as jy saai daar, sal jy kan oes daar. So ek's lief vir JF. En buitekant die skool, wat maak jou tik buitekant die skoolure? Waarmee hou jy jouself besig? Jong, ek het eintlik baie wat noem hulle dit? Habits en stokperdjies buite skool nie, maar ek het my skool geniet. Ek dink 'n stokperdjie is enige iets wat jy geniet, wat jou aandag van die stresvolle dinge in lewe afval. En vir my was dit klink baie vreemd, vir my was dit my skoolwerk. Ek het niks meer geniet as om huiswerk te doen. Dit was my lekker om my wiskunde te doen. Dit was my lekker om my skynhoutboek oop te maak en die Doppler effek te doen. Dit was my lekker om oor ekonomie te praat tydens debat. Daai tipe goedjies het vir my soos 'n stokperdjie gevoel. Maar buite dit het ek regtig geniet om te lees. Ek het geniet om met my honde te speel. Ons het nou getrek na 'n plot toe. So dit was vir my lekker om bietjie net buite rond te loop en net te relax. Ja. Nee, as daar raak vir my oud onderwyser daar in JF luister, ek en jy was heeltemal die teenoorgestelde gewees hoor. Veral as by huiswerk en daai tipe van goed kom. Jaco, ek sê vir jou baie dankie en baie sterkte daar in die Kaap en alle voorspoed. En ons hoop om weer met jou te kom gesels. Gee ons 'n bietjie terugvoer, vertel vir ons wat gaan aan in jou lewe, hoe gaan dit daar met die swattings en ons hoop ons gesels vanaf weer. Baie dankie. Sterkte aan al die matrieks van 2026. Slat uit. Saam Toes. Jy luister na Milie FM kos vir jou ore.